Hy was 4 jaar oud toe hy sy linker oog verloor het. Maar hy het 'n droom gehad. Eendag wou hy vir die Springbokke speel. Om net 'n normale lewe te kon lei, het 'n geweldige groot klomp aanpassings van hom gevra. Wat nog gepraat van 'n droom om eendag internasionale rugby vir die Springbokke te kon speel. Ek glo met my hele hart menige maal het mense hierdie droom aan flarde getrap en net vir hom probeer maak verstaan dat daar nie 'n manier is hoe hy eendag met hierdie gebrek wat hy gehad het vir die Springbokke sou kon speel nie. En verder is ek ook doodseker dat daar baie dae was wat hy hierdie doemprofete geglo het en ook gevoel het om maar liewer tou op te gooi en ophou te probeer om net die beste te wees. Maar hy het 'n droom gehad en hy het daardie droom met 'n passie gejaag. En dit is interessant dat wanneer ons drome jaag, hoe ons selfs fisiologies, ons liggame ook begin reageer. Iemand het eendag vir hom gevra hoe hy weet wat aan sy linkerkant gebeur. En toe het hy gesê, sy linkeroor het so goed ontwikkel dat hy kon hoor wat aan sy linkerkant gebeur. Sy linkeroor het sy linkeroog geword. En hy het vasgebyt en hy het aanhou oefen, harder en meer gedetermineerd as al die ander, want hy wou Springbok word. En toe word hy Springbok. Hy het vir die Bokke gespeel van 1958 tot 1961 en sy naam is Martin Pelser. Ek het die wonderlike voorreg gehad om hom te kon begrawe. Maar die wonderlikste van oom Martin was nie dat hy vir die Springbokke gespeel het nie. Dit was die mens wat hy was. 'n Mens wat geglo het en geleef het uit die belofte dat ek en jy tot alles in staat is deur Jesus Christus wat ons krag gee. In die najaag van sy droom het hy hom nie gesteer aan wat die doemprofete die mense gesê het nie. Het hom nie gesteer aan sy eie beperking nie. Hy het saam met God 'n droom gejaag. Nie net om vir die Springbokke te speel nie, maar om die mens te word wat God wil hê hy moet wees. Soos Anora Lee gesê het, success is what happens after you have survived all your mistakes and all your setbacks and have silenced all your critics. Die wonder van God se liefde is dat hy nooit vir ons uitdagings sal gee sonder dat hy nie self deur sy gees die pad met ons stap nie. Ook ek en jy het vandag ons eie uitdagings. Op 'n dag soos hierdie het Josef die nag in die gevangenis deurgebring, maar teen die môre het hy die eerste minister van Egipte geword. Op 'n dag soos hierdie het Naaman wakker geword en hy was besmet met melaatsheid. Maar voor sononder was hy genees nadat hy 7 keer in die Jordaan gebad het. Op 'n dag soos hierdie het Dawid doodonskuldig sy vader se skape sit en oppas. En voor die aand was hy gesalf as koning. Op 'n dag soos hierdie het Mordegai by die paleishek geslaap as hekwag, maar hy is die volgende dag verhoog tot tweede in rang onder die koningin. Op 'n dag soos hierdie het 'n blinde man gehoor hoe Jesus verby beweeg het en hy het met alles in hom geroep, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. En Jesus het gestop en gevra, wat is dit wat jy wil hê dat ek vir jou moet doen? Sy antwoord, Here, dat ek kan sien. En hy het gesien. Op 'n dag soos hierdie is Daniël in die leeukuil gegooi. God het die leeu se bekke gesluit en die volgende oggend het 'n koning God se mag en krag beleef. Op 'n dag soos hierdie het Lazarus gesterf, is hy begrawe, het hy in die graf gelê. En 3 dae later het Jesus gesê, Lazarus, kom uit. En hy het geleef. Maar hy moes vrykom van sy grafdoeke. En so kan ons vir baie lank aangaan. Wat het al hierdie mense in gemeen gehad? Hulle het in geloof vasgehou aan die God wat getrou is aan sy beloftes en vir wie niks onmoontlik is nie. Hemelvader, leer my en elkeen van ons om soos oom Martin en elkeen van hierdie ander geloofshelde ook te mag ontdek
dat ons tot alles in staat is deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Amen.